ek vir ons 'n gedeelte lees wat vir baie mense, dink ek, as ons eerlik is dit nogal 'n moeilike teks. So kom ons blaai na Genesis 22. Genesis 22. Ek kan nie onthou wanneer laas het ek uit hierdie teks gelees nie. Maar ek moet vir julle sê, ek dink dit is wat ons as predikante beleef, oor die tyd saam, en met die tyd saam, dan is daar groei wat plaasvind, daar is ontwikkeling wat plaasvind. Dit is asof 'n mens tot die besef kom, dat aanvanklik, as jy jonger is, preek jy die korrekte teks, maar jy weet nie eintlik van die diepte daarvan nie. Abraham moet vir Isak offer. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge, wat ek jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham die donkie opgesaal, en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat, en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe, wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daar aanbid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel, en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa, julle is te vinnig vir my. Dis nie wat hy gesê het nie. En Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reg gesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom. Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek, die Here wat praat. Ek lê 'n eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak, soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Tot sover lees ons saam. Nou wil ek vra die kinders, julle gaan nou na die klassies toe, so baie sterkte, en ook sterkte met die aanbieders, want dit is nie 'n maklike teks om aan te bied nie.
So as ons dit so kan reël dat soos wat ek verwys na die teks dat julle net die skriflesing sal ophou. Kom ek begin met 'n inleiding. Ek was gister by Chris Krause se bevestiging as leraar by the Uniting Church, Noranda Uniting Church. Annelien, jy was ook daar gewees en dit was my ironies dat David Kriel verwys het toe na hierdie teks waar uit die preek vandag gaan. Dis 'n preek, of liewer 'n teks wat tydens lydingstyd baie keer gepreek is al oor die eeue. En toe het hy 'n verwysing gemaak en ek net sê Chris is bevestig as 'n 1/6 leraar by die Uniting Church waar hy buitendien by geleentheid afgelos het. Chris wat altyd vir ons gehelp het, veral toe James baie siek was, het hy spesiaal, en ek het dit gister gehoor, het hy spesiaal met daardie gemeente gereël, dat een dag 'n maand kan hy nie kom preek daar nie, want hy moet hier kom help. En dit was voor my tyd, vir wat ek baie waardering voor het. So die realiteit is, dat hierdie teks is 'n moeilike teks vir baie mense. En hy het vir Kierkegaard aangehaal, en hy het verwys na die boek wat hy geskryf het, Fear and Trembling. Nou almal van ons wat vir predikant gestudeer het, en in die bediening gestaan het, het al langs die pad kennis geneem van Fear and Trembling. En as jy vir 'n teoloog vra van Kierkegaard, dan sal hy vir jou sê, dis die vader van die existentialisme. So kom ons praat vinnig oor sy ervaring, want ek gebruik dit as 'n inleiding tot die preek. Ek dink dit is 'n sinvolle inleiding. Hoekom? Want hy die kerk beskuldig in Denemarke van dat hulle sonder passie is. Hy het gesê byvoorbeeld dat hy hoef nie te gaan sendingwerk doen iewers anders nie, want hulle het nog nie die evangelie gehoor nie. Hulle is veronderstel, die kerk moet die evangelie hoor, want daar's nie passie. Daar's nie daardie toewyding nie. Dit is 'n koue kliniese besigheid. En ons kan 'n teks lees soos hierdie, en ons kan dit teologies verdiskonteer en uitmekaar haal en ontleed. Maar waar is die passie dan rondom dit? Waar is die emosie? En dit is wat Kierkegaard gesê het, en hy is gebore hier in die begin van die 1800s, en hy het gesê, hy kan verstaan dat Abraham vroeg in die volgende oggend vertrek het. En dit is nie primêr, het hy gesê, te doen omdat hy so toegewyd en absoluut gehoorsaam was nie. Hy kon nie slaap nie. Dis wat sy afleiding was rondom dit. Nou, ek hoef nie met alles saam te stem wat hy sê, en julle ook nie. Maar dit is 'n baie belangrike saak wat op die tafel sit, en het 'n geweldige invloed gehad op die teologie na hom in die 18 en 1900s en ook daarna. Want die kwessie is, daai existentiële krisis, the crisis in existence, dat godsdienst werk nie altyd soos wat ek dink en soos wat ek gedog het dit gaan werk nie. Almal van ons het al in daardie situasie beland, waar ons in die noute beland, en ons het meer vrae as antwoorde, en ek kyk, en ek verstaan nie, en ek verstrengel my hand in die dorings, doelbewus gestel. Ek weet nie, ek verstaan nie alles nie. So kom ons kyk na wat daardie teks sê, hoe dit begin, in vers 1. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse. Laas keer toe ons nog in kennis geneem het van Isak en van Ismael, is Isak nog klein en hy's 'n baba. En dan skielik na 'n lang tyd, dan is hy nou in sy puberteit, miskien 'n klein seentjie, miskien al 'n jong seun in sy puberteit, hoe sal ons weet? Die feit is daar is 'n tydsverloop. En dit is my ironies dat daar staan, toe God na hom geroep het, Abraham, en hy het geantwoord, hier is ek. Hier is ek. Daaruit kan 'n mens geweldig baie aflei. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy liefhet. 3 keer herinner hy hom daaraan, daar is geen twyfel, dis Isak, dis die een op wat al die beloftes rus, dis die een waarop hy sy hoop stel vir die toekoms, dis die een wat die belofte woord is, wat vervul het, dat God sal voorsien. Dit is die een wat hy moet vat, en hy moet hom vat, en gaan offer as 'n brandoffer. 'n Brandoffer bedoelende verbrand tot as.
dit is die beginsel wat daar ter sprake is, wat 'n lieflike geur afgee vir die Here. Later, wanneer Moses die brandoffers instel onder leiding van die Here, wanneer dit 'n verwysing is, ook na 'n lieflike geur, dan het dit te doen daarmee dat die eerstelinge behoort aan God. Dit is wat Moses die volk geleer, die eerstelinge van alles, mens en dier. Maar vir die mens kan daar kan iets, 'n dier in die plek daarvan geoffer word. Maar daardie behoort aan die Here, die eersteling, die beste. Dit wat die Here uitgee uit sy hand uit, dit bly syne. Alles natuurlik bly syne, maar primêr, dit het ek net 'n losse greep op. Dit is wat die Here God vir Abraham sê. Nou dit sou waarskynlik nie baie vreemd gewees het, as dit nie was vir die beloftes wat gegee is. En as dit nie was dat Abraham 100 jaar oud is nie, en dat hy 25 jaar plus gewag het, vir die belofte om waar te word. So die realiteit is, die teks is geweldig ontstellend. Want dit is asof God nou met 'n ander plan na vore kom. So daar is 'n openbaring oor God wat hier ter sprake is. So jy kan nie net klinies daaroor lees omdat ons die uiteinde daarvan ken nie. En ons as gelowiges, nou in ons tydsgebruik, ons kyk terug. Ons kyk via die bril van Jesus Christus, ons kyk via die kruis, terug na alles en dinge maak sin. Maar vir hom, om te hoor dat God vir hom sê, vat hom, die een wat jy lief het, jou seun, jou enigste seun, bedoelende, nie Ismael die enigste seun, die een wat gaan erf, die een op wie die beloftes rus, hy is die een wat jou alles is. Vat hom na die landstreek Moria toe en offer jou seun. Nou oor die kwessie van Moria, diegene van julle wat nou baie daarvan al gelees het, die vraag is, waar is Moria? Nou is daar groot ontsteltenis by party teoloë, van dit kan nie net 3 dagreise wees vanaf Beersheba tot by Moria nie. So waar is Moria? Dis Jerusalem op die berg van die Here. Dit sal almal vir jou vertel as Jerusalem toe gaan. Hierdie is die berg van die Here, hier waar die tempel, the Dome of the Rock, daar waar die Dome of the Rock staan. En dit sal vir jou sê, dis op hierdie klip, wat jy nie na toe kan gaan nie, daar is hy, is die plek wat Abraham vir Isak sou offer. So die patriarg, die aartsvader, een van die patriarge, Abraham, so dit is met ander woorde, vir baie gelowe, is dit 'n kardinale moment, wat daar gebeur, by Moria. Julle weet almal, van Moria in die Noord-Transvaal, ek het nie ver daarvandaan af, het ek groot geword, en ironies genoeg, dat die kerk wat daar bestaan, wat 'n Afrika independentistiese kerk is, met biskop Legamjane, daar is natuurlik 2, Barnabas en Sint Egenas, in die ou dae gewees, maar die realiteit was, dat my pos, as 'n weermagkapelaan by 117 bataljon, was direk gekoppel aan dit wat by Moria gebeur. Dit was net so 'n stukkie interessante sydelingse opmerking wat ek maak. Want die biskop het gesê, hy laat net NG Kerk teoloë met sy lidmate werk. So maar net vir die interessantheid. So Moria, as ons sê dit is die Temple Mount, of die berg waarop die tempel gebou is, en daar is nie uitsluitlike bewyse daarvoor nie, maar dit kan ook gesien word as die mitologiese of die een aan wie dit toegeken is. Dis die plek waar God voorsien. Daar in die tempel voorsien God. So teoloë gaan nie hieroor ooreenstem of dit die presiese plek is nie. Landstreek Moria. Of dit 3 dae is en of dit tydperk is wat hy gereis het. Feit is net, hierdie woorde, plekname, roep geweldige emosie en herinnering op. So, Abraham gaan offer jou seun as 'n brandoffer, daar op een van die berge, wat ek jou sal aanwys. So wat hy met hom doen is, selfs toe hy van Haran af vertrek het, hy gee nie vir hom die detail, hy sê vir hom, wees gehoorsaam, wy jouself toe, doen wat ek jou sê, vertrou my, en trek, en daar trek ek. En 'n sekere sin, à la Kierkegaard, daar is sprong, in die duister.
Geloof is nie altyd so eenvoudig dat dit uitgesorteer is in al die antwoorde en alles is presies in plek en jy en ek weet hoe die pad vorentoe lyk nie. Geloof het baie keer daarmee te doen om gewoon te reageer in gehoorsaamheid op God se woorde. Baie keer is ons mense wat eers alles wil verstaan en eers alles wil analiseer en die pros en die cons wil opweeg of dit die moeite werd is vir my. Dit is nie geloof nie. Geloof is 'n vaste vertroue waar ek my vertroue verplaas op iemand. Ek gee myself oor aan iemand, soos een van die teoloë dit so mooi gestel het. Ek kan vervang, maar kan nie Isak vervang nie. Ek kan baie dinge prys gee, maar ek kan nie vir Isak prys gee nie, want hy kan nie vervang word nie. Hy's oud. Sekerlik sou God hom op ander maniere kon vervang. Dis soos 'n lewe. Ek kan nie my lewe net prys gee, want dis nie vervangbaar nie. As dit weg is dit weg. Maar so gee ek myself weg aan die Here. En jy gee jouself weg aan die Here. En jy gee dit wat jy het weg aan die Here in geloof. Moet asseblief nie afleidings maak dat die Here nou vir jou sê, jy met jou seun of jou dogter gaan offer, asseblief. Moenie daardie rigting gaan. Iemand het eendag gevra, hoe weet jy wanneer die Here jou roep? Baie keer het mense my al gevra, ek dink jy sal ook weet, julle sal ook weet wat geroepe was in die bediening. Sal mense vir my vra, hoe het dit gebeur? Was daar 'n stem in die hemel? Ja, in baie gevalle gebeur daar die merkwaardigste goed. Ek kan ook sê daar het 'n merkwaardige goed gebeur met my. Maar dis nie noodwendig dat dit altyd so gebeur nie. Maar die antwoord wat ons almal sê, jy weet. Jy weet onteenseglik. Dis nie iets wat jy opmaak. Jy weet as die Here met jou besig is. Vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet, en gaan offer jou seun op die as brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Goed. Dan verloop die teks, want dit is 'n verhalende teks, so kom ons bly by die vertelling daarvan, want daar's 'n opbou in hierdie plot. Vroeg die volgende môre het Abraham die donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Nou daaroor is al baie preke gemaak. Jy weet, ek het nou die dag het ingeskryf en ek het verwys daarna dat Abraham het op sy dromedaris gery op die kameel. Nou, ek weet dat dit altyd gevaarlik is om so opmerking te maak, want ek is nie 100% seker, ek was nie daar om te sien of hy gery het op die kameel nie. Ek is ook nie eens 100% seker of hulle al daardie tyd op kamele gery het op daardie wyse nie. Maar dit is 'n aanname wat jy maak. So hier in hierdie geval het die donkie opgesaal en hout gekap, so het dit gestap. Lyk dit vir ons, want die donkie is die een wat die vrag moet dra. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. So wat sê die teks vir ons? Die teks sê Abraham is 'n vermoënde man. Vroeg die volgende môre. Jy kan nou sê hy was so begeesterd om absoluut gehoorsaam te wees en daar's legitimiteit daarin. Of jy kan ook sê, hy het glad nie geslaap en hy was in intense wroging en vir die volgende 3 dae het hy geworstel. So ons moet dit nie te skoon was nie, ons moet dit nie te klinies maak nie. Hoe sou ons gevoel het in daardie omstandighede? Ek kan my nie indink nie. Toe ek jonk was en ek nog nie kinders gehad het nie, sou ek waarskynlik makliker hieroor gepreek en het ek waarskynlik makliker hieroor gepreek. Maar om vandag eksistensieel na te dink hieroor, al het jy die geloof, die vertroue en alles, dit is 'n wroging. Want dit maak, as 'n mens nie oor by die goed stil staan nie, maak dit dat mense dink, maar die Bybel en die dinge wat in die Bybel geskryf is, en hierdie vertellings, dit is eintlik maar stories, of legendes. Dit is nie heeltemal waar nie, dit is min of meer op so 'n manier geskryf, dat daar 'n sentrale waarheid in opgesluit is. Nee. Hier is mense ter sprake. Hier is emosie ter sprake. Toe het hy vertrek. Die derde dag het hy dit by die verte uit gesien.
Dan sê hy vir die slawe, ek en die seun gaan daar aanbid. En daardie woord het te doen met, dit kom, as ek reg verstaan, 170 keer voor in die Bybel, waarvan iets in die 20 kere in Genesis voorkom, to lie prostrate, om neer te buig, om te aanbid. Ek en die seun gaan daar aanbid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout van die brandoffer op sy seun se rug getel, en die vuur en 'n mes saamgevat. Nou dis seker nou maar, as ek nou stout mag wees, terwille van ons verstaan, julle almal kamp graag. En deesdae is dit nou, het almal van ons een van hierdie sticks wat jy nou so, jy hoef nou nie meer 'n stuk klip te vat en met 'n flint nie, maar jy skraap dit nou maar die agterkant van jou mes, en waarskynlik was dit so iets. Hy het nie 'n stukkie kool saamgedra die hele tyd, na alle waarskynlikheid nie, maar hy het die vermoë om 'n vuur te maak, het hy saamgevat. Hy laai die brandoffer op Isak se rug. Isak word die donkie, the beast of burden, om dit so uit te druk. Dan kom daar die merkwaardige teks. Terwyl hulle twee so saamloop, is die enigste keer wat hy praat, volgens die teks. Pa, en Abraham antwoord hom, ja, my seun. Jy sien, dit is daardie vraag, wat die heeltyd ongevra word, en ongevra bly. Pa, ja, my seun. Hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? My seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Nou moet ons versigtig wees. Die persoon wat gaan offer, is die een wat sy eie offer vat. Die persoon wat die offer bring, vat sy eie offerdier saam. Dit is nie 'n geval van dat God dit voorsien. So wat Abraham hier sê, dit is 'n daad van geloof. Dit is 'n daad dat hy gehoorsaam is, dit staan bo alle twyfel waar. Maar wat hy doen is, hy vertrou op 'n manier sal daar iets gebeur, en daar's geweldig baie al geskryf daaroor, dat mense sê, hy het aanvaar dat God 'n wonderwerk sal doen. Dat as Isak sou sterf, dan sal God hom weer lewend gemaak het. Of wat ook al sou gebeur het, hy het nie geweet nie. Hy het nou maar net gewoon voortgegaan. Daarom aan Hebreërs 11, vers 17 en ander verse, dan lees ons daarvan, dat Isak, of liewer dat Abraham, hy is een van die helde, want hy het dit weggegee, hy het die seun weggegee aan God. En so in sy gehoorsaamheid, geloofsgehoorsaamheid, het hy ontvang. So het verder gestap. Toe hulle by die plek aankom, het hy 'n altaar gebou. En waar sien ons dit? Toe hy uitgetrek het, en hy kom in die sogenaamde beloofde land, wat hy nie besit nie, het hy 'n altaar gebou. En hy het weer altaar gebou, hy het geoffer. Maar in hierdie geval, bou hy die altaar en het die hout reggesit, en sy seun Isak vasgebind. Nou die Jode gebruik 'n woord, as vir hierdie hele gebeurtenis, wat afstam van daardie woord van vasbind. Dat hy hom vasgebind het. So wanneer hulle na hierdie teks verwys, dan verwys hulle na die vasbind episode. Hoekom het hy hom vasgebind? Nou, ons sal nie weet nie, maar ons lees in die teks, ons probeer dit interpreteer, ons probeer verstaan wat hier aan die gang is. Party mense sê, waarskynlik is dit so, dat Isak wat al groot genoeg is, nie weghardloop, dat hy nie weerstand bied. Of dat hy vasgebind is, sodat hy nie kan beweeg nie, dat die daad effektief afgehandel kan word. Hoe werk dit? Sien julle die vraagstelling rondom dit? Sien julle die rou, pathos en emosie en die wroging en die worstel? Dis nie maar net 'n storie. Sien julle al die beloftes, al die drome, al die waargemaakte beloftes, al die woorde van God wat waargemaak is, hier lê dit voor my, in hierdie seun, die som totaal van dit alles. En ek moet dit op die altaar sit.
Daarom het ons baie keer hierdie opmerkings, wat moet jy maar op die altaar sit om te offer? Bo op die hout. Net toe hy die mes vat om die seun te slag, dit is verskriklik om dit so te lees, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Nou daardie gedeelte van die engel van die Here, nou raak dit nog meer ingewikkeld. Want die engel van die Here in die Ou Testament, talle kere wanneer die engel van die Here ter sprake is, dan is dit die Here Jesus self. Maar dit is 'n afleiding wat jy maak. Ek onthou eendag het professor Dolf Brits, die historikus, vir wie ek wêreldse respek het hy 'n preek kom doen op Kroonstad. Nou Dolf het sy eie manier en hy so droë sin vir humor, jy moet baie fyn luister as hy praat. En ek het elke oomblik daarvan geniet, maar halfpad deur die preek het ek geweet dat die gemeente is verlore. Hulle volg nie die diepte van wat hy sê nie. Maar ek sal nooit vergeet daardie aand toe hy 'n tekste aanhaal rondom die engel van die Here, toe dit vir my oopgegaan opnuut. Dat die Here Jesus self is wat teenwoordig is, nie maar net nog 'n engel nie. Kommentatore is stil in hierdie teks daaroor, maar op ander tekste is dit tog duidelik dat die Here Jesus hier betrokke is. Abraham, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek, weer. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou, wanneer hy praat oor, die teks praat oor God, dan praat dit aanvanklik oor God as Elohim, as die Godheid, as die grote God. Wanneer Abraham verwys daarna, dan praat die teks oor dat God, Yahweh, die God van verhouding, die God van verbintenis, die God van verbond, het hier ingegryp. Moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Jy het nie omgegee om prys te gee. Jou hande het nie vasgeklem. Nou, een van die predikers het daarna verwys en gesê, en ek het dit nie gaan verifieer nie, hy het vir Watchmenie aangehaal, en Watchmenie het blykbaar gesê, jou hande is leeg. En dan vul die Here God jou hande met seëninge, en dan is jou hande vol. En dan is jou hande baie keer so vol, and you are so busy with the nursing and the contemplating en al die genietinge, dat jy jou hande nie weer kan oopmaak om sy hand te vat nie. Ek het baie daaroor nagedink. Onthou julle toe ons jonk was, vir diegene wat my ouderdom en 'n bietjie ouer is, put your hand in the hand of the man from Galilee. Onthou julle die lied? Kan nie eens onthou wie dit gesing nie. My vrou sê ek moenie sulke voorbeelde noem nie, want dan gee ek my ouderdom weg. Put your hand in the hand of the man from Galilee. As my hand nie oop is, as ek vasklem aan alles wat ek ontvang, kan ek nie sy hand neem nie. Dit beteken nie ek met 'n rede gaan soek om goed net van prys weg te gee, prys te gee nie. Maar dit beteken dat die vraag is eksistensieel waar, wat het ek my gevul mee, my lewe, my arms, my hande, wat ek nooit aan hom kan prys gee. Een van die ander teoloë het gesê, hierdie is eintlik op 'n manier, is dit 'n vertelling wat later na vore kom by die ryk man, by die ryk jong man. Wanneer hy gekonfronteer word met daardie situasie van dit wat jy aan vasklem. Want eers as ek prys gee, eers as ek weggee, dan kan ek ontvang. Eers as my hande leeg is. Dit klink baie mooi, maar daar's 'n groot waarheid in. Ek onthou ek het eendag by 'n vriend van my en vriendin, mense in Helwig wat se kindjie gebore is of sou gebore geword het, en die dokter het gesê dit gaan nie werk nie. Daar's nie opsies nie. Daar's nie moontlikhede nie. Ons moet eintlik maar begelei dat ons gaan afskeid neem. En ek het toe vir hulle gesê,
Al wat ons nou kan doen is, ons kan nie manipuleer nie, ons kan niks doen nie, maar al wat ons kan doen is, ons kan gee in die Here se hand. Ons kan gee in die Here se hand. Nou daardie kind het geleef, maar ander mense moes prys gee. Mense wat baie naby aan my is, moes prys gee. By 'n paar geleenthede moes ek ook saam met hulle daardie pad stap, redelik onlangs ook. En dit is nie noodwendige toets nie, dis 'n misterie, ek verstaan nie. Maar wat ek by al daardie ervarings geleer het, is dat daar 'n geweldige bevryding op 'n punt te kom te sê, Here, laat U wil geskied. Want ons verstaan nie. Here, maar dit is verseker swaar. Bitter swaar. En moeilik. So moet nooit so teks afmaak. Want daar sit rondom ons en onder ons mense wat al in hierdie situasies was. En vir party is daar teruggegee, vir party is daar nie teruggegee. So ek gee weg aan die Here. Ek gee aan hom vrylik weg. Hy besluit, maar ek weet en ek glo dat elke een wat sterf sal leef. Deur die Here se genade. Op 'n manier hou Abraham daaraan vas. Dat God sal voorsien. Dis hoekom die naam. God sal voorsien, die plek van God se voorsiening. Toe hy weer kyk. Nou daaroor is baie geskryf. Raak om te kyk. Om weer te kyk. Hoeveel keer sê ons nie vir mense, jy moet dieper kyk, jy moet weer kyk. Jy moet anders kyk. Jy moet geloofsoë kry om mee te kyk. Toe hy weer kyk. Sien hy agter hom 'n skaapram wat in sy horings in 'n bos vasgevang is. Nou die Hebreërs het daarmee te doen, as ek dit reg verstaan, dit was nie so nie, maar skielik op 'n gegeewe moment voorsien God. Op daardie kritieke moment. Onthou julle in die vorige teks, wanneer Hagar en Ismael dan op die laaste bene is, maar daar nie 'n toekoms is nie. En sy stap weg so ver as wat 'n pyl kan vlieg na die boog dit geskiet het. Want sy kan dit nie aanskou dat die kind sterf. Stap sy weg. Gee sy hom in 'n sekere sin weg. En dan sê die Here vir haar, engel van die Here, kyk. En dan is haar oë geopen. Here moet ons oë open. En dan sien sy 'n put. Dan sien sy die put met water. En die res is geskiedenis. So dit is duidelik dat die teks vir ons leer dat ons gehoorsaam moet wees. Dit is so. Dat al verstaan ek nie alles nie. Al weet ek nie wat die uiteinde gaan wees nie. Al begeef ek my op 'n pelgrimstog vorentoe. En baie keer is dit so dat ek en jy is op daardie pad. Dat ons waaragtig nie weet. En hoeveel keer het ek as ek 'n beroep ontvang het en dit aanvaar het, iets daarvan in die kleine beleef. Om te vertrek op 'n pad wat ek nie kan ken of voorsien. Maar dit is hoe gehoorsaamheid lyk. Dit is hoe vertroue, want dit is gehoorsaamheid het te doen met vertroue. Dis alles woorde wat definisies is van geloof. Geloof is 'n vaste vertroue op hierdie een aan wie ek my weggegee het, vry vertaal, geparafraseer. Geloof is om met hom rekening te hou dat hy die laaste woord sê en dat hy die laaste woord het en dat hy die laaste beslissing het en dat hy kan gee en neem. Ek wil nie hê dit moet so wees as 'n mens nie. En jy moet eerlik wees daaroor. As mense eerlik is daaroor, dan het ek begrip. Maar wanneer hulle net lakonies maar saamgaan, dan weet ek my moeilikheid met hulle lê vorentoe. Want hulle is nie eerlik met hulle self nie. As jy eerlik is, dan is daar 'n stuk worsteling hierby betrokke. Dis nie 'n blind resignation. Geloof is om op God op sy woord te neem. Die Here sal voorsien. Op die berg van die Here word voorsien. Later
as jy wil, die tempel, dis die plek van voorsienigheid. Engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep, en hy sê, dit is ek, die Here wat praat. En dan gebeur daar 'n ding wat merkwaardig is. Hy sê vir hom, ek lê 'n eed af by myself. So baie keer het God 'n eed afgelê. Maar hier in hierdie geval staan daar, ek lê by myself, by my persoon. Daar's niemand wat groter is nie, daar's niemand wat meer is nie. Ek lê by myself 'n eed af, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. So gehoorsaamheid, die Here eer, die Here seën, gehoorsaamheid. Geen twyfel, die Bybel is vol sulke voorbeelde. So ons kan nie speletjies speel rondom dit nie. Jy het nie geweier nie. Met ander woorde, God was vir hom die mees belangrikste van alles. Die seëninge was belangrik, die toekoms, die drome, al die sekerhede van die toekoms, maar God, hy het genoeg gekry aan God. Dis wat die teks vir ons leer. Jy het nie geweier nie. Dan kan hy ontvang. Volgende teks, want nou raak dit nog meer merkwaardig, volgende bladsy. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie soos die sterre aan die hemel en die sand van die see. Kyk 'n bietjie mooi daar. Die sterre kan getel word. To count the stars, it's impossible to count the stars. And it's impossible to determine the amount of the sand of the sea. Ek sê dit in Engels, want dit is nogal 'n mooi woordspeling. The measurement and the counting. Die oorvloed van dit alles. Ek sal dit doen. Ek sal die vrugbaarheid bring. Ek sal daarvoor sorg. Maar dan kom maar iets by. Dat jy ook die stede van die vyande in besit sal neem. Nou jy kan in dieselfde verskynsel die verwysing in Jeremia 33 vers 22 as ek reg onthou. Rondom spesifiek die sterre en die sand. Maar God is die een wat dit alles waar maak. Maar dan gaan hy 'n stap verder. En dis waar die kerk dit bietjie vergeet baie keer. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees. So Abraham, ek gaan jou seën. Maar ek gaan jou seën sodat jy tot seën sal wees. Jy sal ontvang en jou gevaar kan wees om dit vas te gryp, vas te hou. Maar in jou geloofsgehoorsaamheid gaan jy nie kan vashou en vasgryp aan die seëninge nie. Maar jy moet verstaan, in 'n sekere sin is jy die deurgang. Is jy die een wat dit laat vloei. Jy is die pyp wat nie verstop nie. Jy is die kanaal waardeur die water vloei. Want jy het my gehoorsaam. En natuurlik sal baie mense sommer vroeg in die teks al spring na Jesus Christus toe. Doelbewus stel ek dit uit tot aan die einde. Doelbewus. Want ons kan 'n baie mooi preek maak oor die emosie van dit alles. Maar kom ons dink helder daaroor. God is in die Ou Testament al besig met die groot plan. God is al besig om dit te laat ontwikkel, ontvou, ontknoop en dan in Jesus Christus. Dan is hy die een wat in Matteus 3 en Matteus 17 is die een in wie hy welbehaag vind. Hy is die een op wat hy die taak gegee het, deur wie die nasies geseën gaan word. Hy is die een wat dan die offerlam word. God voorsien die offerlam. Maar in hierdie geval, soos iemand het mooi gestel het, is daar nie 'n stem in die hemel wat sê, los hom, moenie aan hom raak nie. In hierdie geval is daar 'n stem vanaf die kruis. My God, waarom het U my verlaat? En dis in 'n sekere sin eksistensieel. In sy diepste wese ervaar hy dit. Jy kan nie dit afmaak as net die een of ander vertoning nie. Jesus Christus is nie 'n akteur nie. Hy is nie 'n Brad Pitt nie. Of wie ook al vir jou die gunsteling akteur is nie. Hy is die een wat hang. En wat in daardie moment daardie ervaring het. Dis vir my verbuisterend.
Want as ek terugdink aan wat met Abraham gebeur het, en hy was daar. En dan is die Vader wat voorsien het, laat hom sterf. Jy weet wat my dink mense. Ek weet hoe hulle teologies kan spring en sê, korrigeer en so weet. Waar is die passie en die eerlikheid en die opregtheid? Die getrouheid aan die teks. Wat van Jesus se gehoorsaamheid tot aan die kruis? En dis wat die teks sê, wat die Bybel vir ons leer. Hy was gehoorsaam tot aan die kruis, hy het die wil van die Vader gedoen, tot aan die kruis. Daarom is aan hom gegee die naam bo alle name. Al die mag in die hemel en op die aarde. So gehoorsaamheid is ongelooflik belangrik vir God. Om hom sentraal te stel, om sy wil te doen, en dat sy wil die allerbelangrikste is, dit staan sentraal. Maar daarmee saam is God nie die een wat net blindelings toets nie. Hy is die een wat deur dit alles heen 'n plan het, en die plan is tot seën vir die een wat deur dit gaan, sowel as vir die nasies. Dis die God wat die teks van praat. So voordat jy 'n verwronge godsbeeld het, voordat jy 'n skewe godsbeeld het, hierdie teks vertel ons van 'n God wat voorsien, 'n God wat sy hart so groot is, dat hy 'n seun aan die kruis laat hang, dat hy die verlies dra, sodat ons kan lewe. Dis die God wat ons aanbid. Dis die God van liefde. Daarom het Kierkegaard gesê, alles word gedryf deur the motor of love, deur daardie dryfveer van die liefde. Wanneer ons praat oor passie, en wanneer ons praat oor die hande wat vol is van baie dinge, wat is die dryfveer? Die liefde tot God, of die liefde vir baie dinge. So kom ons eer God, prostrate, dien en eer ons hom, en ons gee ons lewens, Romeine 12 is lewende, heilige en welgevallige offer wat vir God aanneemlik is. So elke dag plaas ek myself as ware op die altaar van gehoorsaamheid, van lewe, van toewyding aan hom.